Die groot vraag waaroor ons vandag gaan gesels is die Here regtig lief vir ons? Kom ons gesels 'n bietjie daaroor. My naam is Rassie, ek is 'n dominee in Ierland, in die Irish Reformed Church, en ons het Afrikaanse been en ons het ook 'n Engelse been. Ons gesels vandag bietjie oor die liefde vir die Here, van die Here vir ons, en daar's baie mense wat daaroor kan twyfel, en vriende, ek moet ook self sê, dat ek ook al baie keer in my lewe daaroor getwyfel het. Maar kom ons luister, wat sê die Here vir ons in Jesaja 43? En as mens Jesaja 43 lees, en ek lees dit in die Nuwe Vertaling, gaan net 'n paar versies vir u lees. Maar nou sê die Here, jou skepper Jakob, die een wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, want ek het jou losgekoop, ek het jou by jou naam geroep, aan my behoort jy. As jy deur water moet gaan, is ek by jou, of deur riviere, hulle sal jou nie oorspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, jy sal nie geskroei word nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou verlosser, vir jou as losprys. En dan gaan dit verder, en julle kan die res van Jesaja 43 klaar lees. Jesaja 43 is een van daai versies wat mense baie keer vir mekaar gee, vir iemand wat in die moeilikheid is, vir iemand wat swaar kry. En so in die Here sê basies 4 goed in Jesaja 43, en dis eintlik hoe hy sy liefde vir sy volk uitspreek, ten spyte van hulle agtergrond. Onthou dit, vriende, as gelowiges word ons word nie bepaal deur ons sonde, ons verlede en al die ander goeters wat ons gedoen het nie. Ons word nie daardeur geïdentifiseer nie. Dis nie ons identiteit nie. Ons hele lewe word bepaal deur God se liefde vir ons. En so mooi daarna kyk, is daar 4 belangrike goed wat in Jesaja 43 na vore kom. Die eerste is, ons behoort aan die Here. Dit is 'n ongelooflike ding. Vriende, wat ek dink dat as ons as sondaars, as mense wat in opstand is teen die Here, wat 'n enorme hoeveelheid foute in ons lewe maak, en altyd maar teleurstel, dat die Here sê, jy behoort aan my, en maak nie saak waar jy vandaan kom, wie jy is, hoe jou agtergrond lyk. So, ons word nie gedefinieer deur waar ons vandaan kom nie, hoe arm, hoe ryk ons is nie. Die Here is gewoonlik maar lief vir arme mense wat niks het nie, en wat baie foute gemaak het, en baie dinge in hulle lewe verkeerd gedoen. Die Here is gewoonlik lief vir daai mense, nee. En dis die wonder van God se liefde vir ons. So in die eerste plek sê hy, jy is myne, maak nie saak waar jy vandaan kom nie, maak nie saak wie jy is nie, dis nie belangrik nie. Die tweede ding wat hy vir ons sê is, die lewe is moeilik somtyds, en daar's baie paaie wat jy moet loop. Maar watter pad jy ook al met loop, ek sal saam met jou daar loop. So, en die Here gebruik 2 verskriklike goeders, nie water, wees nie bang vir water nie. Wie kan water regtig hanteer? Nie een van ons nie. Baie mense gaan dood in storms, baie mense gaan dood in oorstromings, baie mense gaan dood in die see, baie mense gaan dood in klein strome of riviertjies wat jy dink is nie vreeslik erg nie, en die volgende oomblik is jy weg. As jy die water moet gaan, oor daai lewensgevaarlike ding, dan sê die Here, is ek by jou, stap saam met jou daardeur. Of as jy deur vuur moet gaan, dis natuurlik die ergste. Niemand kan vuur is 'n verskrikking. Dis 'n verskriklike ding. Niemand kan deur vuur gaan nie. Niemand kan vuur hanteer nie. En dan sê die Here vir ons, en natuurlik laat dit mense dink aan Daniël, nê? En Daniël en sy vriende, of Daniël se vriende in die vuuroond, nê? Sê die Here, daai ding wat vir jou onmoontlik is, wat jy dink jy sal nie kan hanteer nie, daai goeters wat 'n enorme verskrikking is in die lewe, saam met jou sal ek daardeur gaan, sê die Here. Dis sy liefde vir ons, vriende. Dis sy liefde vir ons. Die derde ding wat hy vir ons sê, wat baie belangrik is, ons is kosbaar. Nou, dink aan jouself, as jy met jouself sê, is ek regtig kosbaar? Baie mense dink nie eens vir hulle self hulle is kosbaar nie. Baie mense dink hulle is nie kosbaar vir hulle familie nie, hulle is nie kosbaar vir die wêreld nie. Jy is nie kosbaar vir jou werkgewer nie. Jy het al 1 keer in jou lewe jou werk verloor, of 2 keer, of 3 keer, of 6 keer. So jy dink jy is nie kosbaar vir jou werkgewer nie. Jy is miskien geskei, jou man of vrou het jou gelos, dan dink jy, ek is nie eens kosbaar vir my familie nie, of vir my vrou nie. Miskien is jy deur jou familie
een kant toe geskuif. Dink jy is nie kosbaar vir hulle nie. Die Here sê jy's kosbaar vir my. Maak nie saak wat die wêreld sê nie, maak nie saak wat jou omgewing sê nie, nê. So dis die derde manier waarop die Here vir my en jou wil verseker om te sê ek is kosbaar in sy oë en jy wat na my luister is kosbaar in sy oë. Maak nie saak waar jy vandaan kom nie. En dan die laaste ding, die mooi ding ook van Jesaja 43 is die herstel. So jy het alles verloor, jy het jou baie swaar gegaan, baie moeilik gegaan in die lewe. Jy is regtig in die diepste donker. Alles verloor. Dan sê die Here, ek herstel jou, nê? Ongelooflik dat hy vir die Israeliete sê, ek gee Egipte in jou plek, ja. Dit klink soos die uittog, dit klink soos die Exodus. Ek bring volke in ruil vir jou lewe, nê? Wat 'n wonderlike ding wat die Here sê vir ons. Hy sal alles doen om ons te herstel. So daar kom ook 'n punt in jou lewe wat jy sal herstel word. En buitengewoon herstel sal word. In alle opsigte, in jou geestesgesondheid, in jou eie gesondheid, wel, natuurlik moet ons onthou, die volle herstel gebeur in die hemel, nê? So die dood, die pad van die dood is ook eintlik 'n tipe van 'n herstel, wat die Here vir ons gee, die nuwe hemel, die nuwe liggaam, die nuwe Jerusalem, is ook 'n pad van herstel, waarheen ons op pad is. So as die Here dit nie op aarde vir jou doen nie, dan doen hy dit in die hiernamaals vir jou. So, die dood is geen nederlaag vir die mens nie. So al sterf jy aan kanker, al sterf jy geliefdes aan kanker, watter siekte ook al, die herstel kom, al is dit dan in die lewe hierna. Dis God se liefde vir my en jou, 4 punte. Wat baie belangrik is, ons behoort aan hom, hy loop saam met ons deur die moeilikste deel van ons lewe, ons is kosbaar vir hom en hy herstel ons aan die einde van die dag. Wat meer kan jy van God vra? Daar's net een interessante ding van Jesaja 43. Jesaja 43 is in 'n tyd geskryf wat die Israeliete uit 'n baie moeilike tydperk kom in hulle lewe, nê? Weggevoer, slawe, alles verloor, seer gekry, pyn gehad, verwerping beleef, alles wat jy aan jou lewe aan kan dink, het hulle beleef klaar. So, daar's 2 kante van God se liefde. Die een is opvoeding en die ander een is versorging. Maar dit het eintlik albei versorging in. So, opvoeding is ook versorging, maar opvoeding is swaar, pynlik. Jy dink aan jou skooltyd. In ons skooltyd was dit baie moeilik. Ons het nog pak slaag gekry, ons moes hard werk, ons het baie huiswerk gehad om te doen. Dis opvoeding. Opvoeding beteken dat jy oor en oor moet leer en aan mekaar moet leer vir jare. Hoe lank was ons skooljare? 12 jaar, meer, 14 jaar vir ander. Opvoeding is God se grootste taak in ons lewe. En ons het op skool verbeteringe gedoen. Onthou julle dit? Ek weet nie, as julle hoor van verbeteringe, dan sal julle ook dink hoe oud is ek. Nee, ek weet nie of kinders nog verbeteringe doen nie. Corrections seker maar vandag se tyd vir die Engelse. Verbeteringe ook doen. So, opvoeding beteken ook straf. Vandag se kinders het 'n ander manier van straf beleef as wat ons beleef het toe ons kinders was. Was dit maar net die roede, die rottang, en die rottang het sy ding vir jou gedoen. Vandag is dit totaal anders, maar dis ook deel van opvoeding. Opvoeding is harde werk, straf, herstel, verbeteringe, weer leer, weer opgevoed word en dit hou aan en aan en aan. As jy nog op die opvoedingsfase is en jy is op die straffase en jy is op die verbeteringe fase, dan gaan jy mos nou nog nie die herstel beleef nie. Jy gaan nog nie die vreugdes beleef van die Here hou jou die Here gee vir jou alles nou skielik in jou hand en alles val nou in jou skoot en alles loop maar net reg nie en alles kom net 100% reg nie. Daar's nog steeds 'n opvoedingsfase vir jou dalk ook. So Jesaja 43 werk, maar hy gaan nie vir almal dadelik werk nie. Dis nie altyd sommer net 'n kitsoplossing vir ons vir Christene nie, nê. Dit wys God se liefde suiwer en perfek. Maar God se liefde is ook baie keer swaar kry. God se liefde is ook maar baie keer 'n pad van leer,
dissipline, herstel, werk, regmaak werk, nie leer oordoen. Ja, dit is ons lewe. Maar van God se liefde, vriende, hoef julle nooit te twyfel nie, of aan God se liefde, hoef julle nooit te twyfel nie, is nou altyd vas. So by die begin, kom ons begin by die begin, is die Here vir ons werklik lief? Ja, absoluut. Absoluut. Meer as wat jy kan verstaan of dink. Is die Here begaan oor jou verlede en alles wat jy verkeerd gedoen het? Glad nie. Glad geensins nie. Die Here is begaan oor jou heiligmaking, ja, en jou groei, om meer en meer soos hy te wees, ja, en dit beteken dissipline en swaar kry, maar die Here is vir jou baie meer lief as wat jy ooit kan dink of verstaan. So vriende, as jy na jou lewe kyk en jy is op hierdie stadium in die opvoedingsfase besig, of jy is in die verbeteringe fase besig, of jy's in die tyd van jy moet in die hoekie sit en 'n bietjie dink oor al jou sondes. Al hierdie dinge is deel van ons lewe, maar van God se liefde vir jou moet nooit daaroor twyfel nie. Amen. Here, dankie dat U vir ons ontsettend lief is. Dankie dat ons kosbaar is in U oë. En miskien is dit hoekom U partykeer vir ons opvoed, en hard opvoed en swaar opvoed, Here. Maar ons behoort aan U en ons wil ons lewens in U hande sit en ons wil U uit ons hart uit dankie sê vir U liefde vir ons, Here. Dankie daarvoor. Amen.